Amen. Het jy gekom om iets uit die hand van die Here te ontvang? Weet jy, ons as kinders van God mag opgewonde wees. Ons mag bly wees. Ons mag lag. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy smaal, jou pollepel lig in die kraak nie. Ek het daar 'n sakkie pollepel. Ons kan vir jou aanmix. Ek gaan nou dalk wit streepies maak, maar vra my vrou, ek doen dit gereeld, ek pleister. Amen. Ek het vanoggend weer 'n baie lekker vraag. Ek hou van vra. Nou in Openbaring is daar 6 briewe geskryf. Nee, nou kyk julle my. Daar's 7 briewe geskryf, man. Julle al lankal moes vir my gesê het, pastoor, jy lieg. Dit was 7 briewe. Nie julle koppie so vir my laat sak nie. Moenie soos my vrou wees nie. Nou die 5de brief, aan wie was dit geskryf? Kom enigeen. Kom, julle almal het vir my gesê julle is besig met Openbaring. O nee. Ek sal die Bybel geld moet terugvra. Henry, ons gemaak soos die ander kerke, sluit hy deur. Tot waar almal dit so agter mekaar kan opsê. Sardes. Amen. Daarom iemand. Ek wil vanoggend gesels oor iets wat my baie na in die hart lê. Ek het hierdie week met Paasnaweek weer een ding besef. Ons is 'n klomp hoogmoedige mense. Ek het hierdie Paasnaweek besef dat ons wil nie meer kniel voor God nie. Ek het hierdie Paasnaweek besef dat ons hou daarvan om liedere te sing en baie dingetjies te doen en alles, maar ons wil nie meer kniel voor God nie. Ek het hierdie Paasnaweek besef, ons is hoogmoedig. Ek het vanoggend in die bidkamer met die mense daar gepraat en gesê, weet jy wat, wil jy nie maar van jou troon afklim nie. Nie maar van jou troon afklim nie. Wil jy maar van jou heilige troon afklim, om te dink jy is beter as enigiemand anders te nie. En ek wil vandag vir sê, hierdie Paasnaweek het my oë oor baie dinge oopgegaan. Onder andere produksie wat opgevoer is Vrydag aand deur die oë van die Romeinse soldaat. Ek wil vandag vir julle sê, die wat nie daar kon wees nie, het iets kosbaars gemis. En ek het dag besef deur daardie oë van die Romeinse soldaat, is baie keer ek en jy. Baie keer ons oordeel, ons is hoogmoedig, ons sien nie die werk van God in ons lewe nie. En ek wil vandag vir jou sê, gaan doen 'n studie oor daardie gedeelte, deur die oë van 'n Romeinse soldaat. En jy sal 'n ander perspektief op jou eie Christelike lewe hê. Mens sien, hy het gekyk met 'n hoogmoedige, veroordeelde houding teenoor wie Christus is. En baie keer is dit ek en jy. Ons kyk na mense en ons oordeel voordat ons die hart van daardie persoon gesien het. Weet jy dit? Ons kyk tog mos na sy status. Ons kyk na sy bankrekening. Dis tyd dat jy na jouself en na jou hart kyk. Want dit weerspieël wie ander van jou sien. En dit het my begin laat wonder, hoekom wil ons nie meer voor God kniel nie? Hoekom wil ek myself nie meer verontmoedig voor 'n lewende God nie? Want jy sien, my Jesus het dit gedoen. My Jesus het voor God gekniel, in sy donkerste tyd, in sy beste tye, voor hy wonderwerke gedoen het hy tot wat gedoen? Hy het tot God gekniel en gevra. Nou baie mense het 'n wanindruk wat dit beteken om voor God te kniel. Dis nie 'n posisie van vernedering nie, minderwaardigheid nie. Dis nie 'n posisie van 'n vloerlap nie.
As jy gaan kyk na die laaste avondmaal, wat het my Jesus gedoen? Hy het gekniel op sy knieë en die voete van sy disippels gewas. En ek en jy is nie bereid om dit te doen nie. Jy sien ons het hoogmoedig geword. Sien die kerk het hoogmoedig geword. Sien die kerk het mos 'n plek vir wat die samekoms van die heiliges. Ja, dit moet wees in nederigheid, in opregtheid, sonder 'n veroordeling. Almal wil sê, kyk my amp in die kerk. Klim af van jou amp. En begin soos daardie soldaat deur die oë van Jesus kyk, met 'n ander perspektief. Psalm 5 en Psalm 95 vers 6 sê die volgende: gaan in, laat ons aan aanbidding buig en kniel. Laat ons op ons knieë staan voor die Here ons Maker. Hy sê dit. Ons wil nie meer buig nie. Ons wil nie meer kniel nie. Voor ons Skepper. Hoekom? Ons het hoogmoedig geword. Efesiërs 3 vers 14 en 16. Om hierdie rede, hier praat Paulus. Luister mooi wat Paulus sê. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader. Om watter rede? Oor die grootheid van wie God in sy lewe is. Hy het besef in wie se teenwoordigheid hy is. Die skepper van hemel en aarde. Die maker waarvan Psalm 95 vers 6 sê. Die heilige. En ons doen dit nie meer nie. Jy sien, dis mos vernederend om te buig. Maar ons sal vir Charles kniel, het jy al gesien? Wanneer hulle hom daar by sy paleis gaan besoek, hoe kniel die mense? Die woord sê, jy mag net jou knie buig voor wie? Voor die lewende God. Maar ons buig voor mense. Maar ons is nie bereid om dit vir God te doen nie. Vers 15 van Efesiërs, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word. Die innerlike mens versterk te word. Kom ek gee jou voorbeelde van mense in die woord van God, wat gekniel het in die heilige teenwoordigheid van God. Salomo. Nou hulle sê Salomo was die slimste. Ek weet daarom nou nie met al die vroue nie. Ek kry hom jammer. Elia, Esra, Daniel, Jesus, in Lukas 22 vers 41 sê en hy het gekniel voor God die Vader. Die naam bo alle name. Die een wat in die kruis kom sterf het. Die een wat gesê het, Vader, dis volbring. Ek het die prys betaal. Het voor God gekniel. Stefanus, Petrus, Paulus. Weet wat dit beteken om voor God te kniel? Ek dink ons besef dit nie meer nie. Ek dink ons verstaan dit nie meer nie. Ons dink is 'n nederige houding. Ek wil vandag vir jou sê, weet wat beteken dit? Wie kan my gou sê, wat beteken dit om voor God te kniel? Sien, ons weet nie. Dis 'n kragtige daad. Dis 'n fisiese handeling van totale oorgawe aan wie? Aan God. In dankbaarheid. Ons wil nie meer voor God kniel nie. Ons wil hom nie meer sy regmatige plek gee nie, want die mense tog so hoogmoedig geword.
En ons besef nie wat dit beteken nie. Dis 'n diep eerbied om voor daardie koning te kniel, om voor Charles te kniel. Sien die mense is 'n handeling van wat? Diep eerbied en respek. Hulle doen dit vir 'n mens, maar ons doen dit nie meer vir God nie. Die woord sê, vrees die een wat die siel kan doodmaak, nie die vlees nie. Gee eer aan hom. Die engele het gesing, heilig, heilig om die troonkamer. Heilig, heilig is God. Waar is die mens? Waar is die mens? Met sy hoogmoedige houding, dink jy nie ons moet hierdie baadjie bietjie uittrek nie, en afskeer van ons hierdie hoogmoedigheid, en weer met eerlike, opregtige eerbied en respek voor God kniel. Nou hoor ons die verskonings, ek kan nie meer kniel nie. Ek kan nie meer dit doen nie. Ons soek verskonings om nie dit te doen wat God van ons verwag nie. Ons kniel aan aanbidding voor sy heiligheid. Weet jy wat? Baie mense wil hierdie aardse konings tog so heilig maak, so prim en proper, né? Hulle sal tog voor hom buig. Dan word ewen 'n bankie daar neergesit sodat jy nou gemaklik kan opstaan. Ons doen dit vir dit. Maar ons kan dit nie vir God doen nie. Want ons het vergeet om God met alles in ons te aanbid. Ons as mense het hoogmoedig geword. Ons as mense is nie meer opreg nie. Die eie ek begin aan alles oorheers. In plaas van soos Job in as en sat daar te gaan sit en te sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek het niks meer nie, behalwe U. Behalwe U. Dit is erkenning dat hy die Almagtige is, dat ons as skepsels afhanklik van hom is. Wanneer ek en jy in eerbied voor hom gaan sit, is om te erken, ons is afhanklik van God. Ek kan niks doen, behalwe hy wat in my is, wat my die krag gee. Filippense 4 vers 13, ons like om ons dit te quoteer. Het jy al mooi geluister wat dit beteken? Wat beteken Filippense 4 vers 13? As tot ewe 'n ou pragtige liedjie daaroor. Kom nou julle hoogheiliges. Wat sê Filippense 4:13? Ek is tot alles in staat. Deur wie? Deur God wat my die krag gee. Ons haal dit tog so mooi uit. Maar ek kan nie voor daai God kniel nie. Wat beteken dit om te kniel voor God? Aanbidding, eerbied toon, nederigheid en afhanklikheid, oorgawe en gehoorsaamheid. Wanneer ek voor iemand kniel, gee ek myself oor aan sy genade, sy liefde, sy heerskappy. Het jy gesien in die verlede, is in hierdie ou Romeinse tyd, as daar oorlog gemaak is, en iemand is verslaan, kom daar die koning, hy haal sy troon af, en hy sit dit voor die oorwinnaar neer, en hy sê, ek gee my lewe oor. Jy moet besluit. Is dit nie so nie? Hoekom wil jy nie vanoggend jou hoogmoedige troon afhaal, en dit voor God kom neersit? Om te sê, Here, ek laat my lewe oor aan U. Ek is afhanklik van U. En weet jy wat, daardie aardse koning kon dan besluit of daardie koning gaan leef of nie. Weet jy dit? Maar wanneer ek en jy kom en ons sit daardie troon neer, sê my koning, my God, my Jesus, jy sal vir ewig leef saam met my. En hy sê vir jou die volgende, jy is onder my beskerming. Gaan dit maklik wees? Hy sê nêrens om hom te aanbid is die easy way na die hemel toe nie. Ek het dit nog nie in die woord van God raak gelees nie. As enige een van julle daai teksvers het, bring hom asseblief
vir my, want dan lees ek regtig die verkeerde Bybel. Ek het nou die dag vir Mario gesê, Mario, onthou net, die 3de boek in die Bybel, my Bybel, is Openbaring. Maar jy moet nou onthou, my Bybel het geval, en ek het hom nie in kronologiese volgorde gesit nie, hoor. So moet my nie oordeel nie, dis my weergawe. Nee, mense, weet jy wat, gehoorsaamheid en oorgawe aan God, wanneer ons kniel, is kardinaal belang. Maar weet jy wat, ons wil nie meer kniel nie. Ons wil nie meer oorgawe doen nie. Want jy sien, die eie ek en ons trots heers in ons lewe, dan kan ek en jy nie verstaan hoekom daar dinge in ons lewe fout gaan, hoekom dinge nie uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk nie, kan ons nie verstaan waarom God nie altyd ons gebede beantwoord nie. Wie hoekom? Want ek wil nie oorgawe doen nie. Ek wil nie myself as 'n lewende offer vir God gee nie. Want ek het hoogmoedig geword. Wat maak dit moeilik vir my om jou om te kniel voor God? Weet wat maak dit moeilik? Ek gaan 'n paar punte aan. Die eerste een is trots. Weet jy dit? Hoogmoed. Trots. Daarom sê ek, laat sak jou trots vandag. Laat sak het. En gee oor aan God. Trots lei tot dood. En ek wil jou voorbeeld aanhaal weer eens in hierdie oorlog van hierdie tye. En daar die koning het gewen en daar die ander koning wil nie submit nie. Wat doen hy? Hy maak hom dood. En hierdie trots veroorsaak dat ek en jy die ewige dood gaan ontvang. Ek wil dit vandag vir jou sê. Want jy is hoogmoedig. Hoekom is Satan uit die koninkryk van God gewerp? Hoogmoed. Weet jy, dit was die eerste sonde. Almal sê nee, Adam en Eva, nee, die eerste sonde was in die teenwoordigheid van God. Weet jy wie? Sy eie engel. Hoogmoed. Daarom sê God, ek verafskie hoogmoed. Ek hou nie van dit nie. Wanneer gaan ons afklim van ons eie trots? En bietjie voor God buig. Trots laat jou swak voel. Kultuur sê vir ons om regop te staan, is selfonderhoudend te wees en nooit te buig nie. Jy al gesien baie mense loop met daai eie trots. Ek sal nie. Jy gesien neus in die lug. My vrou loop ook partykeer so, sy kwaad is vir my so. Kyk sy my so, dan moet ek weet. En as sy my op my volle name noem, o broer, dan weet ek, pak die vis vang goed. Pak, hier's moeilikheid op pad. Kyk, sy kan 'n regte juffrou Rotta Meyer wees. Wie onthou Heidi in die berge? Wie kan daai tekenprogram onthou? Nou sien ek hoe oud is julle. Julle is bietjie baie oud, hoor. Hæ? As julle Heidi in die berge kon kom ons los dit. Dan gee ek my eie ouderdom weg. Het juffrou Rotta Meyer nie altyd so geloop nie? Weet jy, in die polisie het ek groot geword, dan offisiere geloop in die staffie so onder die arm, so reg op Penoret. Want hy mag nie voor mense buig nie. Weet jy wat? Maar as kind van God is dit 'n teken van swakheid. Ek en jy moet voor die lewende God kan buig. Beheer. Jy sien, wanneer ek buig voor iemand, gee ek myself oor aan hom. Hoekom? Want ek kan hom nie meer sien nie. Hy is in beheer van my lewe. Wanneer daardie koning homself aan die ander koning oorgegee het en hy buig voor hom, kan hy daai koning sien? Nee. Is sy lewe in hom? Ja. En baie keer wil ons nie beheer van ons lewe oorgee nie, want ek wil sien. Buig beteken om jou volle afhanklikheid van God te erken. Sien, ons wil ons alles onsself doen, is dit nie so nie? As dit swaar gaan, nee, wag Here, sit jy nou bietjie, let me do the work. En wat het dit jou in die sak gebring? Pak sla, moeilikheid.
waar hy in die eerste plek voor God gebuig het en gesê, ek gee beheer oor aan U. Dan sou die situasie dalk vinniger opgelos gewees het. Baie keer wil ons nie, want ek is skaam. O, pastoor, ek is tog 'n skaam mens, ek hou nie daarvan om dit te doen nie. Maar by jou huis, daar waar niemand jou kan sien nie, is jy dan nog skaam? Die Here sê, as jy jou vir my skaam, sal ek jou eendag skaam vir die Vader. Kom ons hou op verskoning soek, rede soek, om nie voor die heilige koning die knie te buig nie. Afleiding. Wel, ons kan baie lank oor afleiding gesels. Ons lewe in 'n samelewing van gejaagdheid. En weet wat is die grootste rede? TV. Is dit nie? As jy by die huis kom, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy sit die TV aan, sodat die kinders tog net iets het om te doen. Die TV moet oral aan wees. En die ander ding is TikTok, selfoon. Kyk daai gesigte van die jeug daar agter, jammer om te hoor. Ek sit nie op Facebook nie, hoor. Ek sit op my stoel. Afleiding, hou ons weg van God af. Hou ons weg van ons stilte tyd af. Hou ons weg van 'n ontmoeting met God. Ek het Vrydag Tsanin toe gery. Nou wie van julle weet wat Tsanin is? Tsanin is 'n stewige entjie, né? En ek het my radio afgesit. Of nie afgesit nie, maar hy het my gewys hoe jy kan Bluetooth en dan speel jy jou musiek deur die radio. En daar was 'n liedjie wat weer gespeel het. Was Here, ek is dankbaar vir alles wat ek in my lewe het. Ek is dalk nie mooi nie. Ek is dalk nie ryk nie. But I'm thankful for what I've got. Ek is dankbaar vir wat ek het. En 'n hele lank terug het ek hierdie liedjie gesien van hierdie man wat liggaamlik gestremd is. Hy speel die keyboard met sy tone. En hy het hierdie liedjie gesing. Ek is miskien nie die mooiste nie. Ek is miskien nie die slimste nie. But thank you, Lord, for a roof over my head. Vir 'n warm ete. Vir 'n bed waaraan ek kan slaap. Vir mense wat vir my omgee. En ek besef weer eens, ons wil soveel verskonings gebruik om nie in dankbaarheid voor God te staan nie. Hy is so dankbaar vir alles. En hy kniel voor God. En hy erken hoe afhanklik hy van God is. Wanneer gaan ons dit doen? Wanneer gaan ons op 'n punt in ons lewe kom om totale oorgawe te maak? Hoe lank wil jy nog vashou? Hoe lank wil jy nog aanhou met hierdie dinge? Ek wil vandag vir jou sê, as jy by die huis kom, gaan kniel uit in jou bidkamer voor God en doen oorgawe. Kniel is 'n vorm van belydenis. Weet jy dit? Wanneer daardie koning voor die ander koning kniel, bely hy eerstens dat daardie koning is die oorwinnaar en is in beheer van sy lewe. En wat doen hy daarna? Hy kom vra om vergifnis vir dit wat hy verkeerd gedoen het. En hier is die groot probleem met ons vandag. Ons is te hoogmoedig, te selftrots om ons eie foute te wil erken. Ons eie tekortkominge te erken. En ons is nie bereid om vir God te kniel en te vra, Here, vergewe my nie.
Ons wil dit nie meer doen nie. 1 Johannes 1 vers 9 en 10. As ons sonde bely, is hy getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergewe en ons van alle kwaad reinig. Luister mooi wat hy sê. Hy sê, as ons sonde bely, wat kom doen daar die koning, wanneer hy oorgawe aan hierdie koning gegee het, wat hom oorwin het, wat die gesag en die autoriteit het, wat die lewe in sy hand hou. Hy kom bely, hy soek regverdiging en genade van daardie koning. Wil jy nie maar van jou heilige troontjie afklim? En voor God kom kniel vandag en kom bely. Daardie belydenis beteken ook wat? As ons sê vers 10, en ek het spesifiek vers 10 vanoggend ingesit. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Ek wil hê jy moet in jou Bybel gaan onderstreep, 1 Johannes 1 vers 9 tot 10. Hy sê bely, en as jy nie wil bely nie, herken jy wat? Sê jy wat? God is 'n leienaar. Weet jy wat jy sê? As jy vashou aan die onvergewensgesindheid, as jy vashou om te wil glo, ek is reg, ek lewe reg, jy maak God tot 'n leienaar. Want ons het deur daardie kruis regverdiging gekry deur hom, wat namens ons die prys kom betaal het. Wat het daardie Romeinse soldaat gedoen, toe hy die spies in die sy van die Here ingedruk het? Toe daardie bloed op sy oë gekom het, het hy wat gedoen? Hy het op sy knieë gegaan en hy het wat gesê? Hy is werklik die seun van God. Hy is die Christus. Wanneer jy kniel, gaan jou oë oop. Maar ons is so hoogmoedig geword, dat hierdie hoogmoedigheid ons blind gemaak het, dat ons nie meer die werklike Jesus kan sien nie. Dis tyd dat ons van ons troontjies afklim. Dis tyd dat ons kniel voor die lewende God. Dit is tyd dat jy bid en sê, Here, I was blind but I want to see. Dit is tyd dat Amazing Grace wat ons tog so pragtig sing, in jou lewe van toepassing kom. Ek wil jou vandag, en ek wil eerste begin. Maar jy sien, vergifnis het 3 gedeeltes. 3, weet jy dit? 3. 1, moet jy met God regmaak. Vir Here sê, Here, ek is jammer. Ek wil vandag hier, wanneer jy by die huis kom, kniel uit. Maak jy binnekamer toe. Kniel voor die lewende God. En bely voor hom. Bely voor hom. 2. Maak met jouself reg. Sien, ons hou tog so vas aan die dinge wat verkeerd is in ons lewens, ons persoonlike foute, dat ons nie kan sien in wie se teenwoordigheid ek en jy gekniel het nie. Ek het baie foute in my lewe gemaak. Ek sê eerste een wat sê, ek het baie foute teenoor my familie gemaak, voordat ek tot inkeer en bekering gekom het. Maar ek het dit gaan herken. Ek het gaan om vergifnis vra. Ek moes hier self met my binne regmaak, voordat ek na ander mense toe kan gaan. Ek moes die eie stikkend regmaak. Jy mag dalk vandag op daardie pad in jou lewe wees, waar jy binnekant stikkend is. Maar wanneer jy kniel, en jy vra God om te kom regmaak, sê hy, ek sal daai emosionele skade, ek sal daai seer wegvat, ek sal herstel, maar dan moet jy wat doen? Voor hom kom, kniel en oorgawe gee.
Sien, ons is tog te trots. Ons wil nie. Ek wil vashou aan dit. Ek wil vashou in die seer. Ek wil vashou in depressie. Ek wil vashou in dit. Ek wil vandag vir jou sê, daar is een pil wat jy nodig het en dit is die gospel. Maar dan moet jy oorgee aan God. Dan moet jy kniel. Maar ons doen dit nie. Ons lewe in 'n gebroke samelewing waar mense nodig het om te sien dat die kinders van God weer uitkniel voor die lewende God. Waar hy kom en hy gee alles vir God. Nie net met die mond nie, maar met daad. En dan kom die laaste een. Jy moet met jou medemens regmaak. Is dit nie so nie? Dis wanneer oorgawe kom. Wanneer daar die koning voor die ander koning staan wat hom oorwin het. Kom doen hy wat? Hy kom maak eintlik reg. Hy kom vra eintlik genade by daai persoon. Wanneer gaan jy dit doen? Wat het Jesus kom doen? Hy kom regmaak wat gebroke is tussen die mens en God. Hy het namens my en jou om vergifnis kom vra. Wanneer wil jy dit doen? En ek begin heel eerste vanoggend hier, en ek sal dit van die kansel af doen. En ek sê bang, ek vra elkeen in hierdie gemeente om vergifnis. Dat ek dalk nie die pastoor is wat ek moet wees nie. Dat ek dalk nie by jou kon uitkom het nie. Dalk het ek nie jou gevoelens in ag geneem nie. Kom bely ek dit vandag hier voor julle en sê, ek is jammer. Ek kom bely voor my vrou en my kinders en sê, ja, ek was dalk nie die pa wat ek moes wees nie. Maar ek vra vergifnis, ek vra herstel, ek kom bely. Ek kom vandag na elkeen van julle persoonlik en sê, as ek nie die leraar was wat ek moes wees nie, kom bely ek dit. Kom vra kom vergifnis. As ek dalk nie daar vir jou was in tye van nood nie, vra kom vergifnis. Maar dit is tyd dat ons opstaan en kniel vir die lewende God en opreg raak. As PPK Del, maar dalk nie die beeld was wat ons moes uitdra voor Christus nie, staan ek heel eerste en ek vra om vergifnis. Kom bely ek dit. As ek dalk nie die ouer is wat ek moes wees nie, kom bely ek dit vandag voor my kinders. Maar dit is tyd dat ons moet kom regmaak. Dit is tyd dat ons moet om vergifnis vra. En as jou hart vandag dalk nie daar is om my te vergewe, of om my vergifnis te ontvang nie, vra dat God in jou hart sal werk. Die Heilige Gees in jou hart sal werk. So vra ek dat elkeen vanoggend sal opstaan en na mekaar toe sal gaan en sê, ek is jammer. Ek is jammer. As jy vandag wil regmaak met jou vrou, die geleentheid is hier. As jy dalk vandag wil regmaak met jou kinders, die tyd is hier. As jy vandag met jouself wil regmaak, die tyd is hier. Kniel voor God. Kniel voor God. Maar kom maak reg met God. Kom maak reg met jouself. Kom maak reg met ander wat om jou is. Dis waaroor Christendom gaan. Dis waaroor dit beteken om uit te kniel voor 'n lewende God. Ek wil my musikante met vorentoe kom vir my liedjie speel. Genade onbeskryflik groot.
As jy uitkniel, ontvang jy hierdie genade op genade. Kom God vandag en hy sê, ek kom maak reg. Ek kom maak reg wat gebroke is. Maar ons moet uitkniel. Wil jy nog vashou in jou hoogmoedigheid? En ek gaan met dit afsluit. Wanneer jy voor God kniel, staan hy vir jou op. En wanneer hy vir jou opstaan, kan niemand teen jou wees nie. Laat God die pilaar van jou lewe wees. Maar dan moet jy vanoggend uitkniel. God sal jou optel. Daar waar jy in oorgawe voor hom buig. En hy jou op 'n ereplek regop omhoog hou, langs hom laat staan. Het jy al gesien wat gebeur wanneer daar genade en liefde is? Wanneer daar die koning die ander een optel en teen sy boesem vasdruk, is daar herstel. Ek wil vanoggend vir jou sê, geliefdes, is wat God vir jou wil doen. Wanneer jy voor hom so kniel en jy ween voor hom, weet wat doen hy? Hy tel jou op. En hy druk jou styf teen hom vas. En hy sê, maar my genade is meer as genoeg. Die Paasnaweek is vir my altyd 'n naweek van herstel. 'n Naweek om myself in aanskoue te neem. 'n Naweek om te kom en te sê, here's my cup, Lord. Maak hom vol. Maar dan moet jy kom buig en jy moet kom kniel voor hom. En sê, Here, hier's ek. Hier's my beker. Maak hom vol. Maak vandag met jouself reg. Maak vandag reg met geliefdes. Die dag van môre is vir niemand nie. Ek gaan vra dat Hendrie hulle vir ons die liedjie speel. En as jy vandag wil opstaan en iemand net 'n drukkie gee. As jy vandag net wil kom en sê, ek het jou lief, Boeta, vergewe my. As jy vandag net jou vrou 'n druk wil gee en sê, weet jy wat, jy is my kroonjuweel, ek is lief vir jou. As jy vandag net wil gaan regmaak, doen dit nou, doen dit hier. Doen dit nou, doen dit hier. Ek hou my aandag aan die musikante. Gaan maak reg. Goeiedag.